Goeiemôre my liewe vriende. Ek groet julle vanoggend in die wonderlike naam van Jesus Christus, ons Here en ons Verlosser. Baie welkom by hierdie besonderse dag waarin ons ook Vadersdag vier en ons wil vir al ons vaders die seën van die Here uitspreek vanoggend. Mag julle 'n dag van groot bederf hê en mag julle arms opgelig word deur julle geliefdes vanoggend. Liewe vriende, ons teksvers vanmôre kom uit Matteus 15 vanaf vers 27 en 28. Kom ons gaan vir 'n oomblik net bid en vra dat die Here dan ook hierdie boodskap vanoggend vir ons sal oopbreek. Dierbare Here Jesus, hier waar u kinders so stil word voor u vanoggend, kom ons en ons bid en vra Here, praat met u diensknegte en u diensmaagde. Praat met u kinders vanoggend. Praat met my vanmôre. Ek weet dat u 'n besonderse woord vanoggend vir ons het. Wil u deur u Gees vanoggend 'n inspraak maak in elkeen se harte vanoggend wat hoorders is van hierdie kosbare woord. In Jesus se naam. Amen. Matteus 15 vers 27 tot 28. En sy sê, ja Here, maar die hondjies eet darm van die krummels wat van die tafel van hulle baase afval. Toe antwoord Jesus en sê vir haar, o vrou, groot is jou geloof, laat dit vir jou wees soos jy wil hê. En haar dogter het gesond geword van daardie uur af. Mag die Here hierdie woord aan ons ryklik seën vanoggend. Ons tema vanoggend is broodkrummels in my skaduwee. Is dit nie ironies nie, dat by 'n geboorte van 'n nuwe lewe, soos 'n baba, dan wil mense fees vier. Almal is bly, almal is verheug, en die familie word uitgenooi en vriende, en daar word gebraai en daar word groot fees gevier oor hierdie nuwe lewe wat ons wil vier. Maar wanneer iemand die dag sterwe, by die begrafnis van so 'n persoon, dan aanvaar ons maar die krummels. Ons noem dit sommer begrafnisbroodjies. Het die waarde van lewe so min geword, dat ons tevrede is met broodkrummels. Hierdie lewe wat gevier word, waarvoor ons dankie moet sê, waarvoor ons nie eens 'n groot feesmaal voorberei nie. Die woord van die Here is baie duidelik, dat God se bedoeling vir my en vir jou is nie krummels nie, wat van die baas se tafel afval, sodat die hondjies dit kan oplek nie. Is nie krummels waarna ons hande uitsteek na die Here en sê, Here, asseblief kan ek nie maar 'n ou krummeltjie kry nie. Die boodskap van die Bybel is, en die evangelie van Jesus Christus is, God berei vir ons 'n groot feesmaal voor. Wanneer ons bid en vra en smeek en uitroep in tye van nood en benoudheid, verwag ons dat die Here vir ons krummels sal gee? Die antwoord is 'n baie duidelike nee. Die Here wil vir ons die brood van die lewe gee. Lukas 14 vers 15 tot 24 sê vir ons in die gelykenis, Jesus nooi ons uit om by hom aan te sluit vir die groot banket, die groot maaltyd, waarin hy vir ons baie duidelik sê dat hy, Jesus,
is die brood van die hemel. In Psalm 23, die baie bekende Psalm, kom die Vader en hy sê vir ons, U laat my by 'n feesmaal aansit. Hy gee nie net vir ons broodkrummels nie, maar voor die oë van ons vyande het hy vir ons 'n feesmaal wat hy vir ons voorberei. Jesaja 25 vers 6 tot 9 sê die Here, op hierdie berg gaan die Here die Almagtige 'n feesmaal gereed maak vir al die volke, 'n feesmaal met die beste om te eet en te drink, goeie kos en geurende wyn. Die gelykenis van die verlore seun, wanneer die vader wag vir hierdie verlore seun wat afgedwaal het om terug te kom. As hierdie seun terug is, dan sê hy vir sy werkers, gaan slag die vetgemaakte kalf, want my seun het teruggekom en berei 'n feesmaal voor. Toe die Israeliete uit Egipte uitgetrek het, was die belofte gewees dat daar 'n Kanaan vir hulle wag, 'n land van melk en honing. Nie broodkrummels van die tafel van die baas vir die hondjies nie. Hier in hierdie geleesde gedeelte van ons, kry ons 'n vrou, 'n heidense vrou, wie se dogter tot die dood toe siek is. En sy kom na hom toe, en sy sak op haar knieë voor die Here Jesus neer, en sy strek haar hande uit, en sy kyk met trane in haar oë op, en sy sê, Here, my dogter is baie siek, help haar asseblief. En dan sê die gedeelte baie interessant, Jesus het haar geïgnoreer. Maar sy het aangehou pleit by die Here, in so 'n mate dat die disippels naderhand verergd was, en gesê, Here, stuur hierdie vrou weg, want sy skreeu die heeltyd. En Jesus sê toe vir sy disippels, hy sê, ek het gekom vir die verlore skape, of die verlorenes van die Joodse volk. En hierdie vrou sê, hy sê vir hierdie vrou, hy sê, dit is nie mooi om die kinders se kos van die tafel af te wil vir jou vat nie. En sy sê toe vir die Here, sy sê, Here, hierdie woorde, maar die krummels wat van die baas se tafel afval vir die hondjies om te eet, is genoeg vir my. En dan sien Jesus hierdie vrou se geloof, en hy sê vir haar, vrou, jou geloof is groot, laat dit wees soos jy dit wil hê. En op daardie oomblik het haar dogter gesond geword. Die evangelie van Jesus Christus, my liewe broer en suster, is baie duidelik. Krummels is vir die heidene, die wat nie glo nie. Maar die brood van die lewe, wat alreeds aan my en jou aangebied is in hierdie feesmaal, dis vir die ware kinders van God. Johannes 14 vers 11 tot 14 kom dit baie duidelik na ons, die wat glo in die werke van Christus, sal doen en selfs groter werke doen tot eer en verheerliking van sy naam. Hierdie krummeltjies waarvan gepraat word gepraat eintlik as die werke van Jesus Christus. Daardie gawes wat Jesus Christus vir ons gegee het, die werke van kragte, waarvan 1 Korinte 12 vers 10 praat, wat een van die gawes is, die geestelike genadegawes is, die werking van kragte. En dit wil vir my sê, dat ek en jy het al so tevrede geword in ons lewens, dat hierdie bonatuurlike, genesende, wonderwerkende krag van Christus
by ons verbygaan en dat ons maar tevrede is met die krummeltjies waarvan gepraat word. In die Amplified Bybel word gepraat van hierdie werking van kragte, and to another the working of miracles beyond human capability, which manifest in the supernatural powers of God and will fulfill His purpose in our lives. Dit gaan hier oor die autoriteit wat ek en jy in Christus het. Dit gaan nie oor fisiese krummels waarvan gepraat word nie. My broer en suster, die duiwel het al soveel van ons gesteel. Soveel geroof, geplunder, ons identiteit, wie ons waarlik in Jesus Christus is, maar meer nog, wie ons God is en hoe groot God is. Die duiwel wil hê ons moet tevrede wees met die krummeltjies. Ons aanvaar maar ons lot. En ons vertrou op die dokters en die aptekers en mense kragte. Maar die Here wil ons geloof toets. Hierdie dinamiese geloof wat moet groei in Jesus Christus. Ek wil hê jy moet vir 'n oomblik terugdink in jou eie lewe. Van waar jy of jou ma of pa of iemand wat naby aan jou is, oor jou lewe uitgeroep het na die Here. En die Here vir krummeltjies gevra het, net vir genade gesmeek het. Kom ek vertel julle van my eie lewe. Ek was so 6 jaar oud gewees. Toe kry ek 5 lewensgevaarlike siektes op een slag. En dit het begin met kindermasels wat in plaas van buitekant toe, na binnekant toe geslaan het. En dit het my organe aangetast, dit het my immuunstelsel aangetast, dat ek buiten die masels het ek ook witseerkeel, pampoentjies, breinvliesontsteking en rugmergontsteking op dieselfde tyd opgetel het. En so mate dat die dokters vir my ouers ingeroep het en gesê het, ek is besig om te sterf en hulle moet kom groet. Nou dit was vir my ouers 'n verskriklike slag gewees. Hier lê hulle kind in die hospitaal en hy is besig om te sterf met 'n geweldige koorstype en alles wat daarmee saamgaan. En die dokters, medies gesproke, kan absoluut niks doen nie. My moeder het dit egter nie aanvaar nie. En sy het almal uit daardie hospitaalkamer uitgestuur. En sy het soos hierdie vrou, het sy by die Here gesmeek. Nie vir krummeltjies nie. Maar het sy by die Here gesmeek en gesê, Here, ek is 'n kind van U. My seentjie is 'n kind van U. Ons behoort aan U. Here, ons vra nou en ons roep nou in die naam van Jesus Christus uit vir hierdie wonderwerkende krag, hierdie brood van die lewe, Jesus Christus wat genees, dat U my kind gesond sal maak. En op daardie oomblik het die Here my moeder se gebed gehoor. En die volgende dag het ek uit die hospitaal uitgestap, heeltemal genees, blakend gesond. Dokters is almal in verbasing. Daardie wonderwerkende kragte, wat die Here sê dat vir die wat glo, sal hulle meer doen en dieselfde doen as wat Jesus gedoen het. Ons kleindogter Kylen het op 'n stadium, toe sy so 3 jaar oud was, baie siek geword en sy is in die hospitaal opgeneem. In so 'n mate dat
die dokters ook gedink het dat sy is besig om te sterf en dat sy moontlik 'n breinvliesontsteking het en dat hulle lumbar punch wil doen en dit haar brein aangetas het. En ons as gelowiges het daardie nag voor die Here gesmeek en gebid en by die Here gepleit, nie vir krummels nie, maar vir hierdie God van genade wat kan genees. En die volgende dag toe kry ons 'n oproep van ons dogter wat sê, niemand kan dit glo nie, selfs nie eens die dokters nie. Maar Kaylin kom huis toe, sy is 100% gesond. In Markus 3, vers 1 tot 6, praat die Bybel ook van verskeie voorbeelde, waarin Jesus vir ons kom wys het, watter kragte daar werk, wanneer ons glo. Markus 3 praat oor die man met die verdorde hand. In Grieks beteken hierdie verdorde iets wat uitgedroog is. Gebreklik, misvormde hand. En toe Jesus Christus uitspreek, is daar onmiddellik genesing voor almal op die Sabbatdag. Jesus maak die onmoontlike moontlik. Ek en jy wat sê, maar is onmoontlik. Ek kan nie. Wie is ek? Die Here sê, in my het jy die krag wat die Gees van God vir jou gee. In Johannes 11 praat hulle van Lazarus, hierdie dooie vrot liggaam wat al 96 uur in die graf was, wat besig was om te ontbind, roep Jesus uit en Lazarus stap lewendig uit. Jairus se dogtertjie, 'n baie bekende verhaal, waar Jesus sê, met geloof is selfs die wat dood is, kan uit die dood uit opgewek word. Hier sien ons die werking van kragte om oor iets uit te roep in geloof, asof dit reeds bestaan. Talita Kumbi, ek sê vir jou dogtertjie, in die naam van Jesus Christus, staan op. Net voor Jesus se kruisiging word die hoërpriester Malchus se oor afgekap deur Petrus. En Jesus kom wys vir ons watter krag daar is in sy hande. In Handelinge 3 vers 1 tot 16 kry ons die genesing van die krepelgebore. Hy's van geboorte af krepel. En hier kom Paulus hulle roep met 'n groot stem oor hierdie man uit. En hy word genees. Autoriteit in die naam van Jesus Christus. Markus 16 vers 20 staan daar, maar hulle het uitgegaan en oral gespreek en die Here het saamgewerk en die woord bevestig deur tekens wat daarop gevolg het. Dit is hierdie krummels waarvan gepraat word. Het jy al uitgegaan en gespreek in die naam van die Here? En onmiddellik besef jy maar, die Here is besig om saam met my te werk en sy woord te bevestig en mense word gesond gemaak. Vandag kom hierdie selfde woord na ons toe, om te sê dat hierdie kragte, hierdie werkinge, is nie net in die tyd van Handelinge en in Jesus se tyd nie, maar vandag ook. Daar is soveel huwelike en verhoudinge en ouer-kindersverhoudings en werksomstandighede waar die duiwel van ons kom steel het, wat ons maar net dit aanvaar. En ons vat hierdie krummeltjies. Daar is soveel mense met bloedkwale, suikerprobleme, hoë bloeddruk, bloedarmoede, bloedklonte en embolismes. Want die Satan weet dat daar is
in die bloed is daar lewe en daarom val hy mense aan. En ons as mense aanvaar dit maar net. Ag, dit is maar seker iets wat ek geëet het. Of seker maar iets in my gene. Maar dit is nie God se wil nie. Mense met rug- en nekkwale, spierprobleme, senuwees. Mense wat vasgevang is in alkoholisme en dwelms en materialisme en pornografie. Mense wat nie van rook kan ontslaa raak nie. Mense wat sit met psigiatriese afwykings. Die Here wil vanmôre kom en vir ons sê, moenie die broodkrummels aanvaar wat van die baas se tafel afkom nie. Jesus is die brood van die lewe. In die naam van Jesus Christus, vat dit terug, roep dit uit, word weer lewendig en kragtig in die Here, neem autoriteit, staan op sy woord en sy beloftes, staan op die naam van Jesus Christus, wat vir ons 'n veilige vesting is. Ons gebed moet as ware wees, Here, vat my terug na waar ek 'n klein seentjie was. Met daardie kinderlike geloof, daardie onverskrokke, onvoorwaardelike vertroue, daardie hoop en verwagting in Jesus Christus. Iemand het eendag gesê, ons skaduwee moet mense genees. Ons sien dat die wêreld roep uit en hulle kom. In Handelinge 5 vers 15 staan daar geskrywe, die mense toe hulle Petrus hulle hoor preek en vertel van die wonderwerkende krag van Jesus Christus, het hulle siek mense uitgelê op die gras voor die disippels met die hoop dat hulle skaduwee, Petrus se skaduwee net aan hulle sou raak en het hulle gedink dat God sal hulle genees. Daardie vra vir die krummeltjies. Die vrou wat aan bloedvloeiing gely het, vir haar was dit genoeg om net aan die soem van Jesus se kleed te vat. Daardie krummeltjies. Jesus is die brood van die lewe. Jesus is die groot geneesheer. Jesus vra vandag vir ons geloof, kinderlike geloof, daardie op die water geloof, daardie bonatuurlike geloof, om in hom te glo, dat hy vandag nog steeds daardie selfde wonderwerke kan doen. Meer as ooit roep die wêreld vir broodkrummels van my en van jou. Maar ons het die vermoë om die nuwe vars brood wat lewe gee, Jesus Christus, aan hulle te gee. Die nuwe wyn wat volkome versoening vir al ons sondes is. Al wat ons moet doen is om te glo en uit te roep. Mense vandag hou vas aan skaduwees, aan rokspante. Hulle hou vas aan gelukbringertjies, aan kruise, aan gebedskrale, kristalle, spieëls, fortuinvertellings. Hulle gaan na dode besweerders toe. Hulle gaan waar mense met oosterse gelowe, aquadruk en naalde, akupunktuur en pendulums, hierdie valse afgode wat ons wegskeer van die ware God in Jesus Christus. Dit is krummels, terwyl die ware brood van die lewe, Jesus Christus, ons ontwyk. Die boodskap van môre is, my broer en suster, moenie tevrede wees met die broodkrummels nie. Maar vat die brood van die lewe, vat hierdie feesmaal wat Jesus vir ons voorberei. Vat hierdie werkende kragte, maak dit jou eie.
In alle omstandighede, roep dit uit, spreek dit, staan op die waarheid, op die woord, die naam van Jesus Christus. Maak 'n verskil. Mag die Here gee dat ons werklik sy werkende kragte ook vandag in ons lewens ervaar. In Jesus naam. Amen. Here Jesus, ons bid vanoggend dat U die waarmaker van U woord sal wees. Die Ruach HaShadosh, die Heilige Gees van God in ons lewe. Dat U die vuur van God opnuut weer aan ons in die brand steek, dat ons ware geloof kan hê in U krag, in U sterke hand, in U genesende hand oor mense, in U herstel van verhoudings, dit te herstel wat ontstel het in die lewe, dat mense nie meer vashou en tevrede sal wees met krummels nie, maar die ware brood, Jesus Christus, wat lewe gee. Seën vir ons met hierdie woord vandag. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Kom ons gaan 'n laaste lied sing en dan sluit ons hierdie diens af in die naam van die Here. Ek wil graag afsluit met hierdie woorde. Dis die diep waters wat ons leer swem. Die opdraande wat ons fiks maak. Die vasklou wat ons sterk maak. Die uithou wat ons wenners maak en die geloof in 'n almagtige, wonderlike God wat alles die moeite werd maak. Mag jy 'n wonderlike dag hê en 'n geseënde week hê.